Goeiemôre vriende, hier is so op 'n Dinsdag 28 April 2026. Ons is alweer omtrent aan die einde van 'n maand net. Ja, ons sê dit seker nou maar elke jaar vir mekaar, net, maar die tyd vir my spoed net ten einde, net. Dit is net ontsettend vinnig hoe die tyd verbygaan. Maar mag julle 'n lekker week hê, is 'n kort week wat julle het, want Vrydag is dit alweer 'n vakansiedag, so kry altyd die besigheidslei en die mense baie jammer in hierdie tye, want ek bedoel dit krap hulle kaarte heeltemal omver, alhoewel dit vir ons gewone mense nogal 'n lekker tydjie is, nê, wat ons so 'n bietjie rustiger wees, maar so ek wil net vir julle al julle besigheidsmense sê, ons dink baie aan julle in hierdie tyd. Ek weet julle kou julle naels omtrent so bekommerd is julle. Ja, die goeders moet hardloop en die goeders moet aangaan, nê, maar ons dink baie aan julle, weet dit maar net. Dan vriende, die bazaar, ons bazaar is so die 30ste Mei, is nog so 'n entjies oor 'n maand, maar ek dink julle moet al 'n bietjie begin dink daaroor, bid 'n bietjie daaroor, so waar jy wil betrokke raak, laat ons weet waar jy wil betrokke raak. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Heilige Gees, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om so by mekaar te kan wees. 'n Voorreg om met U te mag praat. 'n Voorreg om te weet, Here, dat U met ons praat deur die woord en deur die natuur en deur mense. Here, dat U eintlik die heeltyd met ons praat. O Vader, sal ons ooit die omvang van U goedheid en U grootheid ooit kan begryp. Ons sal nie kan nie. U is te groot. Dankie dat ons met U mag praat, die wêreldheerser, die heelal heerser. Here, wanneer ons dit sê, weet ons nie eens wat ons sê nie. Vader, ons wil net vir U kom sê, ons is vir U baie lief. Met al ons gebreke, ons gebrokenheid, ons voete van klei. Ons het vir U kom sê, ons is lief vir U. Here, ons kan lief wees vir U, omdat U ons eerste lief gehad het, omdat U ons nie afgeskryf het nie, omdat U ons nie verdelg nie, omdat U ons nie wegblaas en net nie begin met een van die biljoene planete wat daar is nie. Here, dankie vir die onbegrensde genade. Amen. En mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons maak vandag vir 2 Timoteus klaar, dan gaan ons weer so 2-3 dae net 'n bietjie mediteer, 'n bietjie in 'n meditasie gaan. Julle weet hoe werk ons nou elke keer as ons met 'n boek klaar is, dan gaan ons so 'n bietjie rustiger gaan ek in die psalms in of wat ook al, en ons lees 'n stukkie en reflekteer 'n bietjie daaroor. So ons maak vandag klaar, vriende, waar Paulus kom sê die volgende hier in 2 Timoteus 4. Hy sê, nadat hy nou met Timoteus gepraat het en vir hom gesê het, hy moet die skrif verkondig, hy tydig en ontydig, hy moet weer lê, bestraf, bemoedig, met geduld onderrig gee en al daai tipe van goed, en dat mense hulle eie leermeester sal volg in die eindtye kom sê. En dan kom sê hy die volgende vers 6, wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Hy wag eintlik net om doodgemaak te word. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en uitvolgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. So Paulus sien uit na die oorwinnaarskroon. Hy nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Wie kry die oorwinnaarskroon? Die oorwinnaarskroon is diegene wat bely dat Jesus die Christus is, die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my. Wanneer jy my aangeneem het, sê Johannes in Johannes 1:12, het jy die reg om my kind genoem te word. So kom sê die woord vir ons, alles en soveel sonde sal dit verwyder word, so ver as wat die ooste van die weste is. Liewe vriende, wie van ons kan dit sê wat Paulus sê? Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Is dit nie ongelooflik nie? Paulus wat die lewe by God, alhoewel God by hom is,
Hy het vir Jesus eintlik beleef op die pad van Damaskus, maar jy weet ook, hy bedoel ook as sy liggaam dood is hy vir altyd by God, né? Nee. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ons sien almal uit na sy koms. Ons sien almal uit na sy koms. Ja, dit is sad en tydelik dat ons dan nou hier op aarde nie meer vir mekaar het nie. Maar daarom kom sê Petrus vir ons het 'n lewende hoop, 1 Petrus 1. Ons het 'n lewende hoop op die onverganklike, op 'n lewende hoop op grond van die opstanding. Het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat ook vir my en jou in die hemel in bewaring gehou word. Vriende, ons is besig met 'n apprenticeship. Ons is besig met vakleerlingskap. Daarom moet ons mense onderrig in die woord tydig en ontydig, liewe vriende, moet ons met hulle praat, né? Moet ons dit wat ons geleer het, moet ons vir mense deel in groot liefde. In groot liefde. Mag die Here vir jou en vir my daarmee help. En mag hy vir ons help, liewe vriende, om ook uit te sien om vir altyd saam met hom te wees. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.